Hoor julle en baie welkom by vandag se tekkiesdiens. Hoop regtig julle het 'n lekker week gehad en veral na die lekker reën wat ons gehad het. Ons is baie dankbaar ook daarvoor. Dit is ons laaste tekkiesdiens vir die kwartaal. Kan julle dit glo? Hierdie kwartaal het verbygevlieg en volgende naweek is 'n lang naweek en daarna is dit ook die skoolvakansie, 'n kort enetjie en maar ons wil vir julle baie sterkte sê ook vir die toetsreeks wat ook nou begin. En ons glo en vertrou dat dit sommer baie goed sal gaan met almal van julle. As jy verjaar het hierdie week, baie geluk en ons hoop jy kon dit lekker vier saam met jou vriende en ook saam met jou familie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons hier aan die einde van 'n kwartaal vir U kan dankie sê vir soveel seëninge wat ons kon beleef. Here, baie dankie dat ons kan weet, Here, U was elke dag by ons en U sal ook elke dag wat voor lê ook by ons wees. En dankie vir vanoggend, dankie dat ons saam kan sing, Here, saam kan Bybel lees en saam kan hoor wat die Heilige Gees vir elkeen van ons wil sê. Mag dit ons geloof ook vanoggend versterk. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Genade vir elkeen van julle en vrede van God, van sy Seun Jesus Christus en ook van die Heilige Gees. Dankie dat jy ingeskakel het en mag die Here vir jou ook seën. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees waarmee ek veg is God se woord. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand.
So ons sê dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Jy het ook nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Nou julle, ons is by die tweede Sondag van Lydenstyd. Nou net gou om vir julle vinnig te herinner waaroor Lydenstyd gaan. In ons kerkjaar of ons kerkkalender gebruik ons sekere is daar sekere fases of sekere tye in die kerkjaar wat ons net herinner om bietjie meer gefokus te kan wees. So het ons byvoorbeeld Kerstyd gehad waar ons die geboorte van Jesus gevier het. Die afgelope paar maande was Epifanie. En Epifanie gaan oor Jesus wat aan die mense kom verskyn het en sy bediening onder mense en hoe hy mense gesond gemaak het. En dan die 40 dae voordat Jesus uit die dood uit opgestaan het, staan bekend as die Lydenstyd. En dit is nou in hierdie tyd waar ons nou is. En dit help ons om te fokus op dit wat Jesus vir ons kom doen het. Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy ons sondes vergewe het en dat ons op 'n nuwe manier kan beleef hoe lief hy vir elkeen van ons is. En ons is vandag by die tweede Sondag in Lydenstyd. Nou ek het 'n lap saamgebring vir oggend wat ons bietjie gaan help om die storie wat ons vandag uit die Bybel uit gaan lees 'n bietjie te help verduidelik. Weet ek lyk nou so 'n bietjie soos Batman, maar gelukkig is dit nie swart nie, maar 'n rooi lap. Maar ek wil gou vir julle vra, kinders. Wat weet julle alles van kuikens af? Sê gou daar vir jou mamma en jou pappa, het jy al 'n kuiken gesien? Kuikens is mos baie klein. Hulle is lekker fluffy, né? Hulle maak sulke chip 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 geluide. Maar 'n kuiken het ook baie beskerming nodig, né? Hulle is baie weerloos en klein en hulle kan maklik wegdwaal en seer kry, so hulle het iemand nodig wat hulle beskerm, né? Nou, wie dink julle kyk na die kuikens? Dis natuurlik die mamma hen, né? So wat die mamma hen doen, is sy maak haar vlerke so groot oop en dan kan kruip daai kuikentjies so onder haar vlerke in en dan voel hulle baie veilig en hulle slaap op partykeer as hulle baie klein is, slaap hulle sommer so onder die mamma se vlerke en styf teen haar lyf. Nou wil ek vir julle vra, wat weet julle van jakkalse af? Nou jakkalse, julle het 'n mooi stert miskien, maar 'n jakkals is 'n skelmdier, nê? Ons hoor baie keer hulle praat van 'n jakkals is 'n slinks of hy skelm. Hy vang baie keer die diertjies op 'n boer se plaas, die klein lammetjies, maar 'n jakkals julle is veral lief vir kuikens en hoenders, want hulle is daar in die hoenderhok en hulle kan nie maklik daar weghardloop nie, en dan kom as daai jakkals in daai hoenderhok kom, dan vreet hulle sommer vinnig al die kuikentjies op, nê. Nou vandag se stuk wat ons gaan lees in die Bybel, kom uit Lukas hoofstuk 13 uit, en julle moet nou mooi luister, want daar word gepraat van 'n jakkals, en dan word ook gepraat van 'n hen en kuikens. So kyk mooi, of julle dit kan saam met my kan raak lees vanoggend. So ons lees uit Lukas 13
van vers 31 af. 'n Paar minute later het sommige fariseërs vir Jesus gesê, "Gee pad hier as jy wil lewe, want Herodes Antipas wil jou doodmaak." Jesus het geantwoord, "Gaan sê vir daardie jakkals, dat ek sal aanhou om vandag en môre bose geeste uit te dryf en genesingswonders te doen, en op die derde dag sal ek my doel bereik. Ja, vandag, môre en die volgende dag moet ek voortgaan op my reis, want dit sal ondenkbaar wees dat 'n profeet van God op 'n ander plek as in Jerusalem doodgemaak word. O Jerusalem, Jerusalem, stad wat die profete doodmaak en God se boodskappers stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerke beskerm, maar julle wou my nie toelaat nie. En kyk, nou word julle huis vir julle leeg agtergelaat. En julle sal my nie weer sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is die een wat kom in die naam van die Here." Nou kon julle gehoor het, wie was die jakkals in hierdie storie wat Jesus vertel? Die jakkals natuurlik is Herodes Antipas. Nou julle Herodes Antipas was soos die president gewees in daai tyd van Jerusalem. En hy was die seun van Herodes die Grote, wat julle sal onthou, toe Jesus gebore was, toe wou daai koning Herodes wou toe vir Jesus en al die ander seentjies mos nou doodgemaak het, nê? Maar Jesus sê hierdie Herodes Antipas is soos 'n jakkals, want hy is skelm en hy slinks en hy wil net moeilikheid maak om vir homself goed te kan doen en hy is nie regverdig nie. Maar wat het julle gehoor van die hen en die kuikens? Jesus sê dat hy so lief is vir ons dat hy ons onder sy vlerke wil neem en hy ons wil beskerm, nê? Maar julle, dan is daar nog 'n hartseer stukkie wat Jesus hierso bygesê het. Hy sê dat hy God se liefde vir ons wou kom wys het. En hy wou ons graag onder sy vlerke neem. Maar ons wou dit nie toelaat nie. Ons het eintlik maar gesê, maar ons het eintlik nie nodig om onder die vlerke te wees nie. Ons wil eintlik nie naby aan U wees nie, Here. En julle, dit is baie hartseer, want dis net so goed soos ek probeer vir jou sê, maar ek wil vir jou 'n drukkie gee en ek wil hê jy moet naby my wees, maar jy wil nie vir my 'n drukkie kom gee nie, hier onder hierdie kombersie kom skuil nie. Dis amper asof jy sê, maar Here, ek het eintlik nie U liefde nodig nie. Ek is fyn op my eie. Ek wil ver van U af wees. Nou, ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n hen met haar kuikens. Eendag was daar 'n hen wat so baie lief was vir haar kuikens, dat sy vir hulle eendag gesê het, my kinders, as julle moet nou vandag van my baie mooi hoor. As daar gevaar kom, soos as byvoorbeeld meneer Jakkals in ons hok inkom, dan gaan ek my vlerke so verskriklik groot oopmaak en dan wil ek hê julle moet hier kom inhardloop en julle moet hier kom wegkruip. En al die kuikens het gesê, ja mamma, ons hoor, en as dit gebeur, dan sal ons onder mamma se vlerke kom wegkruip. Maar daar was van die kuikens wat gedink het, maar hoe gaan ons mamma ons almal kan beskerm teen 'n jakkals? Dit kan tog nie waar wees nie. En weet julle wat, sommer net so 'n paar dae later, wraggies waar, kom die jakkals ingehardloop by die hoenderhok. Die mamma maak haar vlerke so verskriklik groot oop, en dadelik kom van die kindertjies en van die kuikens kom ingehardloop daarso, sy maak haar vlerke toe. Maar weet julle wat, daar was van daai kuikens wat weggehardloop het, want hulle het gedink, hulle het nie nodig om hulle onder hulle mamma se vlerke te skuil nie, want hoe gaan hulle mamma nou hulle anyways kan beskerm teen hierdie jakkals? So hulle hardloop weg en daar vreet die jakkals al daai kuikens wat weggehardloop het. Vreet hy op en daai jakkals kom so nader gestap.
na die mamma hen toe, wat haar kuikens so beskerm, en hy sê vir die mamma hen, môre kom ek vir jou, en dan gaan ek jou ook opvreet. En die jakkals dink, hy is nou lekker vol geëet van al die kuikens, hy gaan so 'n bietjie slaap, en dan môre wanneer hy weer honger is, en hy mooi uitgerus is, dan sal hy nou die ander kuikens, wat daar onder die mamma se vlerke is, en dan ook die mamma hen, sal hy sommer ook opeet. En weet julle wat? Daai jakkals besluit toe, maar hy gaan eers die hen sommer doodbyt, net om seker te maak sy hardloop nie weg nie, en daar byt hy die hen dood, en toe gaan slaap hy, want hy was verskriklik moeg, en toe 3 dae later, toe word hy wakker, en hy vee nog die slaap so uit sy oë uit, en toe hy so kyk, toe sien hy, maar hierdie mamma hen is wakker, sy is toe nooit dood gewees nie. En die jakkals skrik so groot, dat hy toe besluit het om weg te hardloop, want hierdie mamma hen is nie iemand met wie jy moet sukkel nie. En toe van daai dag af, het daai jakkals nooit daai mamma hen ooit weer aangeval nie. Ook nie die kuikens wat onder haar vlerke weggekruip het nie. Maar hy het wel die kuikens gevang, wat nie onder die mamma se vlerk was nie. Want hulle het weggehardloop en hy kon hulle maklik opgeëet het. Nou julle uit hierdie storie uit moet ons hoor, en moet ek en jy weet, dat Jesus is soos hierdie mamma hen. Jesus wat aan die kruis vir ons kom sterf het en die dood oorwin het en 3 dae later opgestaan het uit die dood uit. En hy wil ons onder sy vlerke neem. Hy wil ons beskerm. Hy wil hê ons moet naby aan hom leef. Want weet julle wat, as ons ver van Jesus af is, dan kan die sonde ons baie maklik verder wegvat van Jesus af. En kan ons baie maklik in die moeilikheid kom. En kan die jakkals ons kom vang. En die sonde kan ons lewe oorneem. Want ons is nie naby aan Jesus nie. So God kom nooi elkeen van ons uit. Hy het sê, ek het jou so lief gehad, dat ek vir jou aan die kruis gesterf het. Ek wil hê jy moet naby aan my wees. Ek wil hê jy moet weet, jy kan nie sonder my leef nie. Ek wil hê jy moet elke dag saam met my wees en naby aan my leef. So maats, ek wil jou uitnooi. Moenie weg van Jesus afleef nie. Moenie vir Jesus sê, wanneer hy sy vlerke so oopmaak en sê, kom na my toe. Moenie vir hom sê, maar ek het u nie nodig nie. Moenie vir hom sê, maar ek is beter en ek weet beter op my eie nie. Nee, hy wil hê jy moet na hom toe kom. Hy nooi jou uit en hy sê, kom, jy is een van my kinders. Ek wil jou graag oppas. Ek wil jou graag beskerm. Maar dan moet jy hier by my kom wees, hier naby aan my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat u lewe aan 'n kruis gegee het. Dankie Here dat u die jakkals, die sonde kom oorwin het. Die dood vir altyd en ewig kom oorwin het. Here, dankie dat u ons uitnooi om naby aan u te kom leef. Here, dankie dat ons kan weet ons is veilig wanneer ons onder u vlerke is. En ek wil kom bid vir elke kind, vir elke ouer, vir elke huisgesin, Here. Mag U hulle toevou. Mag U hulle naby aan U hou. Here, en mag U hulle beskerm elke dag op hulle pad. Maar Here, dit vra van ons ook om naby aan U te wees. Here, help ons om te besef, Here, ons kan nie sonder U en ons wil nie sonder U leef nie. En dan wil ons sommer kom bid, Here, vir hierdie toetsreeks wat voorlê. Here, mag elke kind hard leer en mag hulle weet dat U elke dag by hulle is en dat U vir hulle sal help om hulle werk hard te kan doen en te kan onthou en mooi te kan leer. En dan wil ons bid, Here, daar's 'n vakansie ook wat voorlê. Mag U vir hulle seën en mag U vir hulle beskerm ook op die pad waar hulle gaan en mag ons ook weer, as dit U wil is, veilig terugkom wanneer 'n nuwe kwartaal aanbreek. Dit bid ons net in die naam van Jesus Christus. Amen.
Mag julle 'n lekker tyd hê en ons sien julle weer volgende kwartaal.